In die vorige episode het Jaco Troski vir Mentjie Nyati se gesogte swart-wit pense gaan wys. Is die bol van hierdie ook swart? Ja. Hy's pikswart. O, ek het hier Die bulle is pikswart. sê En ek het hierdie een terughou. En wat nou regtig besonder is, kyk die kleur van hierdie diere en kyk ook hierdie bil se horings. So, jy weet is 'n bil wat nog nie wel baie bekend is daar buite nie, omdat ek hom nog half onder die radar of onder die mat gehou het. En dit is een van 2 troppe wat in die land ingekom het en om Dries Visser het ook op 'n stadium van dieselfde diere uit Zambië uitgebring. Na 'n heerlike middagete langs 'n watergat onder die bome op die plaas, het hulle die buffelkampe gaan besoek. Nyati vertel ons meer. The foundations of Unyati's buffalo genetics takes deep roots in the nutrient-rich waters of Lake Edward, the lee of the Rwenzori Mountains, with its forest buffalo, and south of the Sudan's unique Nile buffalo. These genetic roots formed a diverse buffalo family tree that is unique in history and bold in statistics. 62% of the top 50 SCI buffalo were taken in East Africa. 2 of the top 3 animals are from East Africa. The devastation of the rinderpest wiped out a common animal, and all that was left was a rare jewel, the East African buffalo. A select group of animals left Uganda for Europe, only to return to Africa years later and take roots in the Northern Cape's rich soils. The flatter horns of the Nile buffalo, the smaller bodies of the forest buffalo, and the bitter temperament of the lion-chasing buffalo of Queen Elizabeth. Enter Jaco Troski. Like a divinely guided artist puppeteer, he brings in El Toro, Bekifa, Etzebet, and plenty of splashes of the proverbial stompie on Unyati. With old roots and new seeds, grow the Unyati buffalo. Jaco het ons toegeneem om Paul Neetling, 'n gasverkoper op die veiling en vennoot in die Bastergemsbokke, te ontmoet. Mentjie, dit is Paul Neetling van Plaas Langberg. Hy is ook 'n Noord-Kaapenaar. Hy boer al lank met Bastergemsbokke. Ek glo van my kant af, en ek kan dit maar sê want hy gaan dit nie self sê nie, is hulle een van die bekendste rouendboere in hierdie area en ek wil glo in die land van die beste genetika. Die besonderse Bastergemsbokke is toe die volgende trop diere wat besoek word. In die kop. Ah. Was hier seepie nie, maar was so ja, dis reg. Paul, jy is een van Jaco se vennote en jy's ook 'n gasverkoper by die veiling die 20ste Mei. So vertel my 'n bietjie van hierdie Bastergemsbokke. Hier is een van die besonderse bulle in die land. Hy's 34 en 'n kwart duim wat sy horings lank is. Hulle is ook besonder dik. Gewoonlik kry jy nie hierdie tipe van dikte nie, so 10 en 'n half duim wat sy basisse is. Wow. Dis gewoonlik heelwat dunner op bulle wat sulke lang horings het. So ons is baie bevoorreg om hom te hê. En ons het redelik goeie sukses gehad. Ons het 2 van die beste bulle in die land geteel. Hierdie een is Kulu, 'n ander ene wat ook wel bekend is Lechwe. Wat hom so besonders maak is sy horings het so wyd uitmekaar uitgegaan. So waar hierdie ou se horings mooi simmetries agtertoe gaan, het syne baie wyd uitmekaar uitgegaan. En dis 'n besonderse eienskap. Hy teel vroulike diere wat regtig besonderse mooi horings het wat wyd uitgaan. En hy was selfs twee, jy weet by ons was hy meer as 32 duim lank. So ons is regtig bevoorreg. Ons het in 2016 met Unyati hande gevat en 'n vennootskap met Jaco en ons gaan poog om nou in die toekoms wil ons bulle teel bo 32 duim en met sulke besondere genetika het ek nie twyfel daaroor nie. Ons sien baie uit na die veiling. Dit gaan 'n goeie veiling wees. Ons sit van ons topdiere daarop. Daar's byvoorbeeld van die vroulike diere, daar staan een ook nou wat 'n dogter is van Lechwe.
en dan word sy gedek deur Kulu wat 'n besondere kombinasie is tussen twee van die So twee top baie bulle sterk, in die ja. land. Ja, so ons sit met ongelooflike vroulike diere wat ook op die veiling verkoop gaan word waaroor ons baie opgewonde is. So kan dink. En ek gaan ook daar wees. Dit sal lekker wees om jou daar te hê. Volgende het Jaco Vermentjie die nuwe veilingslokaal op die plaas gaan wys. Jaco, so hierdie is nou die splinte nuwe veilingslokaal wat gaan klaar wees die 20ste Mei. Wel, ek hoop so, Mentjie. Ons het 'n groot een hier afgebyt met die hoop ons gaan klaar wees. Ek het in 2014 'n Makkies tentie gehad wat ons so 1700 mense op die dag bietjie, jy weet, die as gaste gehad het en kos gegee het. En toe besluit ons hierdie jaar nee, kom ons sit 'n permanente struktuur op en sodat ons wil 2 veilings 'n jaar hou. So ons wil 'n prestige veiling hou elke jaar en ons wil 'n produksie veiling hou elke jaar, so kommersiële veiling. So ons het aangesien ons dit meer gaan gebruik, het ons besluit kom ons sit die permanente struktuur op. Agter my as jy so kyk daar by die ander kant, het ons 'n eetsaal wat ons daar bou en so exhibitsaal, sommige mense wat uitstallings wil hou. Ons het so 3 jaar terug het ons 'n ou hier gehad op die van Hartswater af, 'n goeie vriend van ons wat bietjie sy meubels, hy werk met sleeperhout meubels. Hy het pragtige stukke tafels en kaste en beddens het hy uitgestal en het op die dag baie goed gedoen. So ja, nee, dit is sommer lekker dat ons hier kan saam kuier. Wel, ek is baie opgewonde om te hoor dat jy 2 veilings 'n jaar wil doen, want dit beteken ek gaan baie kom kuier. Verseker. Verseker, jy's nou deel van die familie. Fantasties, maar verskriklik dankie vir 'n wonderlike dag op Onyati. Dit was regtig fantasties en kan nie wag om terug te wees vir die veiling. Mentjie, dankie vir die voorreg dat ons jou hier kon hê. Alles wat nog voor lê. En dit was vir ons net so lekker. Ons hoop om jou gou te sien, maar ons gaan jou verseker op die dag van die veiling sien. Mentjie is ons gasvrou op die dag van 20 Mei 2017. Ons sien uit om julle almal hier te hê. Kom geniet die dag saam met ons. Dankie. Hoep hoep. Hoep hoep. Hoep hoep.